we are the ones called by your name. We humble ourselves now as we pray, renouncing every sin and wicked way. Oh, we lift our voice, seek your face and say, Lord, send the rain, pour out your spirit, let the fire
Jesus. Halleluja. Ons loof U naam, Jesus. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Let your will be done. Let your kingdom come. We praise your name, Jesus, the name above all other names. The living God, the only God. Hosanna in the highest. Hosanna. 'Cause Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. Yes, we raise you up with our praise. And as we worship at your throne, and as we worship at your throne, and as we worship at your throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, we enthrone. Jesus, we enthrone you. We proclaim you. We proclaim you are King. Oh, standing here in the midst of us. Oh, we raise you up with our praise. And as we worship build your throne, Lord, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord, take your place. Oh, we worship your name. Oh, Jesus, we enthrone you. We proclaim you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship build your throne, and as we worship build your throne, and as we worship build your throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus, take your place. Oh, we worship your name, Jesus. Let your glory fall.
your glory fall in this room, and let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to see your face. We seek your face, Lord. We seek your face, Lord. Oh, let your glory fall. Let your glory Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Oh, we gather as we gather to seek your face. Oh, we seek your face as we gather to seek your face. Seek your face, Lord. Seek you. You are all we need, Lord. You are all we need, Lord. Your kingdom come. You are all we need. Holy Spirit, Your name be glorified in the nations. Here Jesus, dankie dat U die belangrikste persoon in ons lewe kan wees. Dankie dat ons U kan soek vandag. Maar Here, dankie, U is nie ver nie. Ons hoef hier nie van bokant hierdie ceiling af te bid en te pleit en te soebat en waawiele te maak om U hier te kry nie. Nee. Hier's Christus in ons. Hier's Christus in ons.
Dankie dat U my woord vooruitloop. Dankie dat U ons kom wys, U is in ons. En U is hier. U speel nie met ons wegkruipertjie nie. You are closer than we think. Want U is Christus in ons. Die volheid van die Godheid in ons. Here, kom openbaar hierdie waarheid aan ons vandag. Ons het net nou 'n liedjie gesing. As it is in heaven, so it will be on earth. En dis waar ons Here Jesus ons leer bid het. Soos dit in die hemel is. En ek gaan julle vra om dit vir ons weer te speel, dat ons dit weer sing. Maar hierdie keer wil ek jou vra, glo jy dit? Amen. Is daar siekte in die hemel? No. Soos in die hemel, nou tussen ons. Dis nie vir een dag, wanneer jy daar gaan uitkom nie. Dis nie vir die sweet by and by, of vir die hiernamaals, gaan ons een dag gesond wees nie. Dis vir nou. Hy het ons so leer bid. Ek wil nie vir jou 'n nuwe gebed leer vandag nie. Ek wil jou help. Dis 'n uitnodiging. Bid soos wat ek jou gewys het. Soos in die hemel. Is daar tekort in die hemel? Nee. As oorvloed. As jy tekort het in jou lewe, hier is die uitnodiging. Here, soos in die hemel, so ook in my lewe. Yes. Nou, in hierdie lewe, Dawid skryf, mag ek proe in hierdie lewe, mag ek in hierdie lewe die goedheid van God ervaar. Mag ek hom nou smaak. Yes. How good he is. Man, geliefde, jou pa is goed. Amen. Yes. Pastoor vertel vir ons die laaste ruk, begin hy sy dienste met, God is 'n goeie God en die duiwel is 'n slegte duiwel. En ek wil vir jou vanoggend vra, moenie die twee mix nie. Moenie hulle verkeerd kry nie. Hy is nie partykeer sleg en partykeer goed nie, hy is altyd goed. Amen. Hy kan nie anders wees as goed nie. Yes. Johannes 10 vers 10 leer vir ons hierdie goed. Hy sit dit vir ons op swart en wit, sit dit hy uiteen. Hy sê die duiwel het gekom, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Die Nuwe Lewende Vertaling sê dit vir my so korrek. Hy sê hy het gekom om te steel en te dood te maak. As daar slagting, as daar dood, as daar verwoesting, as daar diefstal in jou lewe is, moet jy dit aan God se voete gaan lê nie. Ekskuus, ek sê vir jou kwaad nie, maar ek wil nie, ons moet nie hierdie goed mix nie. Yes. Hy's net goed. Amen. En hy wil net vir jou goed wees. Hy kan nie anders as om vir jou goed te wees nie. Want hy's goed. Dis sy karakter, dis wie hy is. Soos in die hemel, Amen. so ook op jou hart. Sing dit met conviction. Amen. Yes. Yes. So Father who art in heaven, yes, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
dankie dat U die prys betaal het, dat ons hemel nou hier op aarde kan ervaar. Here, dankie. Man, Here, ek het nie genoeg woorde om vir U te sê, dankie. Ons kan hemel nou op aarde ervaar. Yes. Here, dankie dat ek spreek vanoggend U oorvloed van die hemel oor elkeen wat hier sit. Ek spreek U genesing, U gesondheid, die perfektheid wat in die hemel is, oor elkeen wat hier sit. U voorsiening, U herstel, U genesing, U heel maak, U herstel vanoggend. Here, U herstel vanoggend hier 'n verhouding. Want ons nie gebroke verhoudings in die hemel nie. Jesus leer ons bid in Johannes 17, mag hulle een wees met ons, soos wat ek en U een is, Vader. Wie jy ook al is met jou gebroke verhouding, sal jy saam met my vanoggend, sal jy saam met Jesus vanoggend vertrou die perfekte verhoudings wat daar in die hemel is tussen Jesus en die Vader en die Heilige Gees, dat daai perfekte eenheid en verhouding ook in jou lewe werklikheid word vanoggend. Glory. Glory. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou, dankie Here, dankie, dankie Dad. Sjoe, dankie, 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 dankie vir julle. Ek voel ons kan maar huis toe gaan. Die Heilige Gees het klaar gepreek. Maar is oké, hulle het nou baie geld betaal om hier te wees, so ek gaan nou maar klaar babbel. Jy moet nou maar na my gebabbel luister. Man, die Here is goed. Dankie julle. Ek het so 'n exciting tema. En eintlik is ek totaal en al, ek moet net eerlik wees, ek is totaal en al uit my diepte uit. Wanneer ek net vir jou een so los boodskap moet bring. En ek wil net vanoggend sê, ek is verskriklik dankbaar aan pastoor en aan die kerkraad wat vir my hierdie geleentheid gee om die woord met julle te bring. Maar ek is totaal en al uit my diepte uit as ek vir jou so een los boodskap moet gee en ek moet jou nou daar los. Ekskuus, ek voel as ek nou hier voorkom. Hierdie is so dieper temas wat ek vanoggend met jou kan deel en ek gaan my bes doen om binne 2 ure dit klaar te kry sodat jy dit kan verstaan. Christus in ons. Die hoop op die heerlikheid. Ons kry dit in Kolossense 1 vers 26 en 27 en ek wil spesifiek dit vir jou lees uit die 2020 vertaling uit. Hy het dit vir my so mooi vertaal. Hy sê in vers 26, die misterie wat vir eeue en geslagte lank verborge was. Hierdie misterie, toe Paulus hierdie geskryf het, is nie toe hierdie gebeur het nie. Hy sê dis 'n misterie wat vir eeue lank en vir geslagte lank verborge was. So dis al van lankal af is dit daar. Dis nou in die nuwe verbond is aan ons geopenbaar. So nou dat ek en jy weet hiervan, nou kan jy teruggaan in die Ou Testament en jy kan oral gaan sien, hierdie ding kom al deur die hele woord. Hy sê die misterie wat vir eeue en geslagte lank verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak.
besef jy dis nou van jou wat hy van praat, heilige. Jy's reeds heilig. Jy's reeds heilig. Jy's reg, ons voel nie altyd so nie. Maar jou gees, by wedergeboorte, het totaal en al heilig geword. En hy kan nooit weer bevlek word nie. En ekskuus, ek het nou nie die tyd vanoggend om, ek voel ek drop nou iets hier in jou skoot en nou los ek dit daar en ek verduidelik dit nou nie mooi nie, want vertrou my net vandag, as ek vir jou sê, jou gees kan nooit bevlek word nie. Efesiërs 1 sê, jou gees, jou wedergebore gees is geseël met sy gees. So enigiets wat jou gees wil bevlek, moet eers deur die Heilige Gees kom. OK, maar hy skryf hier vir die heiliges. Kom ek help jou net. So as dit nie vir jou is nie, moet jy die hele boek van Kolossense nie lees nie, want Kolossense 1 vers 2 sê hy, jy kan nou net so toe gaan as jy jou Bybel het, hy gaan nou nie op die bord, hy sê, ek is Paulus, hy begin in vers 1 en sê, ek is Paulus, wat gekies is deur Christus, vers 2, dan sê hy, aan die heiliges. So as jy nie heilig is nie, is hierdie briefie vir. En so begin hy baie van sy briewe, aan die heiliges. Dis vir jou. Maar OK, dan vers 27 sê hy, God het besluit om aan hulle bekend te maak, dis nou aan die heiliges, hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus in julle. Die ou vertaling sê Christus tussen julle. Wat een is reg, wat een is verkeerd. Dit is altyd reg. Want is Christus in jou en is ook Christus hier tussen ons. Maar ek wil vandag met jou praat oor die Christus in jou. Hy sê die hoop op die heerlikheid. En ek wil dalk net eers daai gedeeltetjie net bietjie vir jou verduidelik. As gevolg van tyd kan ek nie daar stil staan nie. Maar wat is hierdie hoop? Dis nie soos wanneer ek hoop. Dit gaan nou nie volgende Saterdag reën nie, dat ek kan gras sny. Want dis maar 'n 50-50 storie, want dit kan reën of dit kan nie reën nie. Ons is nou in die reenseisoen, dit kan 'n lekker sonskyn dag wees of dit kan reën van die oggend tot die aand. Ons het hulle nou almal ervaar hier die laaste week. Dis nie daai hoop wat die Bybel hiervan praat nie. Die Nuwe Testamentiese hoop is jy kan 'n vaste versekering hê, jy kan hierdie ding in die bank toe vat. Hierdie is 'n belofte. Dis 'n hoop waaraan jy kan vashou, dit's 'n realiteit. Wat is die heerlikheid? Ek kry so mooi vir ek hou daarvan as die Bybel verduidelik. En 'n vriend van my het vir my kom wys hoe mooi die Bybel heerlikheid verduidelik in Eksodus. En as in Eksodus 33 as jy soontoe wil blaai, dis beautiful. Hy sê in Eksodus 33, weet jy hom dan? Maar hierso kry ons vir Moses op die berg. En hy en God het al 'n klomp gesprekke, maar onder andere vra Moses vir die Here, wys my u heerlikheid. En dan sê God vir hom, ek sal jou my goedheid wys. Die heerlikheid van God is sy goedheid wat manifesteer hier tussen ons in hierdie lewe. So hy sê Christus in jou is die vaste versekering, is daai hoop, is daai vaste versekering dat jy kan weet dat jy weet jy sal die goedheid van God in hierdie lewe smaak. Dis die hoop in ons, Christus in ons. Maar ons het en ek trap nou nie jou tone vandag as ek dit sê nie, maar ons het in 'n plek gekom in die kerk, wat Christus in ons het amper 'n kliseë geword. En ons gebruik dit amper, daai teks waar Paulus skryf, weet jy nie jy die tempel is van die Heilige Gees nie, dan gebruik ons dit om mense oor die vingers te tik oor hulle tattoos en hulle stats deur die lippe en al daai goeters.
Die woord skryf hier vir ons, Christus in ons, is ons hoop. Dis nie om jou skuldig te laat voel nie, is ons hoop. Hoekom weet ek, hierdie is 'n kliseë, ek het vir baie jare, ek kom van wildsplase af, ek het nou vir 'n klomp jare wildsplase bestuur, en een van die, baie mense sal sê, dis perks, vir my is dit nou nie meer 'n perk nie, maar een van die goed wat ek moes doen is om biltongjagters uit te vat in die winter. En as ons hier teen Saterdag kom en ek begin met hulle praat oor, jy weet, die een plaas waar ek gebly het, baie dankie julle, daai klink baie beter. Die een plaas waarop ek gebly het, het ek die voorreg gehad om elke Sondag kerk toe te gaan. En dan nie teen Saterdag, dan begin ek vir hulle sê, hoe lyk julle planne vir môre? Gelukkig, dit was zere, so, en die meeste van die ouens het van Gauteng afgekom. Dan sê ek, jy weet, ons wil graag so 8:30 ry, want die kerk het 9 uur begin. Nee, ek dink ons het 8 uur gery, maak nie saak nie. Kan ons gou 7 uur môreoggend julle bokke laai? En dan is hier die eerste keer wat ek agterkom, die ou is ook in die kerk. Want dan wil hy skielik by my weet, wat se kerk toe gaan jy? Ja, ag Jesus, ons is al jare daar. Ek sou dit Vrydag aand nooit kon sien nie. Want ons het nie 'n besef van Christus in ons. Ons het van hierdie gebou 'n heilige plek gemaak. Hoekom weet ek is 'n kliseë? Want ons goed wat jy by jou huis doen, wat jy tussen jou pelle doen, wat jy nooit hier sal doen nie. Daar's flieks wat jy kyk, wat jy nooit hier sal kyk nie. Nee, want ons kan nie daai by die kerk doen nie. Wie sal 'n halwe bottel whisky hier by die kerk uitdrink? Maar Vrydag aand, broer. Here het ons water en wyn verander. Kyk, ons gaan nou nie daar nie. Maar ons het van hierdie plek 'n heilige plek gemaak. Geliefde, ek wil vir jou sê, jy het vanoggend die heiligheid hier ingebring. Met Christus in jou. Die Christus in jou maak van hierdie 'n heilige samekoms. Dis nie die stoele of die mat, want die mat is gevlek. En van die stoele is kokkie, hierdie goed is nie heilig nie. Maar die Christus in jou. Jy het die Christus vandag saamgebring. Nou wil ek vir jou nog iets wys. Net so 'n bietjie om, as jy jou Bybel het, Kolossense 2, ek gaan weer die 2020 vertaling uitlees. Kolossense 2 vers 9 en 10. Hoe lyk hierdie Christus wat in jou is? Hy sê in vers 9, want in hom, dan praat hy van Jesus. Hy sê, want in Jesus woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En daarmee het nie een van ons 'n probleem om dit te glo nie. Die volheid van die Godheid is in Jesus. Maar kyk vers 10. En in Jesus, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. Die volheid van die Godheid is in jou. Jy het vanoggend die volheid van die Godheid hier ingebring. Ons het dit nie ingesing nie. Jy het met dit gekom.
En my eerste vraag is, Here, hoe is dit moontlik? Want jy kan nie hierdie in 'n spieël, jy kan nie vanmiddag, of as ons hier klaar is, ja, teen 2 ure later is dit vanmiddag, jy kan nie vanmiddag in die spieël gaan kyk in jou badkamer en sê, ek soek hierdie voluit. Dis nie waar jy dit gaan sien nie. Dis hoekom ek so krampagtig is oor, bring asseblief jou Bybel saam, as jy kerk toe kom. Dat jy in hierdie spieël kan sien, jy is die volheid van die Godheid. Weet jy het jouself nog nooit gesien nie. Direk. Jy het nog nooit jou gesig direk gesien nie. Jy kan nie, is onmoontlik. Nou gaan hy, jy het jouself al in 'n spieël gesien. Jy het jouself al in die foto gesien. Maar jy het jouself nog nooit direk gesien nie. Tog vertrou jy die spieël. As ek vir my vrou sê, hier staan 'n haartjie wat nie lekker plat, dan gaan sy die spieël toe, moet ek check. Jy vertrou die spieël. 'n mensgemaakte ding. Geliefde, jy kan hierdie spieël nog meer vertrou as jou badkamer spieël. En hy sê vir jou, lyk jou gees, die werklike jy, want dit wat jy in die badkamer spieël gesien, gaan die warms opvreet. En dan gaan vir jou familie gaan net in daai oond druk, sit hulle vir jou, dat hulle jou nuuk. Maar dit, wat hierdie woord vir jou wys, wie jy werklik in jou gees is, gaan nooit ophou bestaan nie. Never. Die heilige jy gaan nooit ophou bestaan nie. Maar jy kan hom net hier kry. Jy gaan nêrens anders kan kyk om te weet hoe lyk hy nie. Jy kan nie na my kyk nie. Jy kan nie na pastoor Pieter kyk nie. Hoe amazing hy ook al is en ons is almal verskriklik lief vir hom. Jy kan nie eers na Paulus kyk. Maar as jy wil weet hoe jy lyk, kyk na Jesus. Hy is seun van God, maar die Bybel, hierdie woord verduidelik ons baie mooi. Ons is ook seuns van God. Hy is die eerstgeborene. Ek is nie hy nie. Dink pastoor het dit so mooi vir ons verduidelik die laaste ruk oor die krag van die kruis. Hy is die eerstgeborene. Hy het vir ons kruis toe gegaan. Hy is die lam geslag van my. Ek is nie hy nie. Maar as ek wil weet hoe lyk ek in my gees, moet ek na hom toe gaan. OK. Hoe het hy dit reg gekry? En weer eens, verskoon my vir die beperkte tyd. Ek gaan nie probeer deurdraf, maar ek wil net 'n paar goed in jou trigger, dat jy hierdie gaan ondersoek. Hoe het hy dit reg gekry? Want hy is heilig. My gees was nevermind onheilig, hy was nog dood ook. Hoe het hy dit reg gekry, dat Christus in my kan woon, dat hy sy gees met my gees kan verbind, 1 Korintiërs 6 vers 17, jou gees en God se gees is een. Want dit was sy plan van Genesis 1 af, om mense te maak na my beeld en my gelykenis, en laat ons kan fellowship. Ekskuus, daar is nie. As jy 'n mooi Afrikaanse woord het vir fellowship, my asseblief kom help. Maar ek kry hom nie. En dis wat vir ons gemaak het, en dis wat Jesus kom herstel het. En hoe het hy dit reg gekry? Ek wil jou vat na Levitikus 1 vers 4 toe. So ons travel nou so 'n bietjie deur die woord. Maar dis waarhede in die Ou Testament wat vir ons wys die beauty van ons Christus.
En jy weet in Levitikus vat dit 5 offers wat die Israeliete moes bring om vir jou te verduidelik wat het Jesus in die kruis gedoen. En ek wil iets kleins vir jou wys in Levitikus 1. En ek verwys spesifiek na die Nuwe Lewende Vertaling, want die ou vertaling gebruik verskriklike hoë woorde hier. Weereens, hulle is nie verkeerd en die Nuwe Lewende Vertaling is reg nie. Hierdie is net, my brein kan hierdie verstaan, so ek hoop jy kan dit ook verstaan. Hy sê in vers 4, lê jou hand op, so, hier's die sondaar, hy kom na die hoëpriester toe, met sy lammetjie, of sy bees, as jy nou die vorige vers gaan lees, as jy later lees, kan jy 'n lam bring, of jy kan 'n duif bring, kom ons maak dit 'n lam, want ons verstaan die lam van God. So hier kom ek, sondaar, met my lam na die hoëpriester toe. Wie ondersoek die hoëpriester? My of die lam? Want die voorskrif is die lam moet perfek en vlekloos wees. Dis useless vir hom om my te ondersoek, want ek is hier, want die feit dat ek 'n offer bring, beteken ek het gesondig. Ek is nie vlekloos nie. So hy gaan my kom vra, kom ons gaan 'n bietjie deur jou vrou se dagboek van jou die laaste jaar. Nee, hy ondersoek jou lam. En as jou lam perfek is en vlekloos is, soos die voorskrif, dan kan ons nou aangaan. Dan sê hy, ek moet my hand op die lam lê. Lê jou hand op die kop van die brandoffer, sodat die Here dit as 'n plaasvervanger vir jou kan aanvaar. Ons is 'n rugbyland. Meeste van ons hier verstaan rugby. Ek is nie meer groot op dit nie, maar dit is vir my maklik om dit te verduidelik, want ek dink meeste van ons verstaan dit. So kom ons time travel so 'n bietjie terug na, was dit 2023 waar die wêreldbeker was. Okay. En jy is in die finale span. Hulle het jou gekies as die slot. Just bear with me. Ons het almal 'n verbeelding, gebruik hom. As jy Walt Disney kan kyk en hierdie prentjie ook sien. Jy's die slot. Die All Blacks gaan afskop. En hier kom daai bal. En hy hang hoog. En hy hang, en hy hang, en hy hang. En jy sien hy kom vir jou, en jy sê, this is my moment. En jy vang hom, en die oomblik toe jy hom het, toe tackle daai ou die water en lig uit jou uit. Jy sien engeltjies, en jy sien liggies, en jy sien allerlei. Next moment kom jy agter, hulle het jou met die stretcher hier van die veld afgedra. Maar dit is nie 'n rooi kaart nie, is net 'n besering. So hulle stuur 'n plaasvervanger. Hierdie ou kom speel in jou plek. En hulle wen hierdie game en hulle kry die wêreldbeker trofee en elkeen kry 'n goue medalje, dink ek. Gaan jy 'n medalje kry? Natuurlik, want jy was deel van die span. Het jy die game gespeel? Die eerste 5 sekondes. Maak dit saak. Want van hier af vorentoe, as hulle 'n foto post van die wêreldbeker span, pronk jy, kyk, jy's nou lekker uitgerus, jy moet nou lekker fris staan in hierdie foto. Al hierdie ander ouens hare is die mekaar, joune is lekker gekam en jy het al kans gehad om mooi te maak. Hier staan jy in hierdie foto, vir die geskiedenis in die toekoms, deel van die wêreldbeker span. Hy sê, ek sal hierdie lam aanvaar as jou plaasvervanger. Die lewe wat Jesus gelei het, het hy as plaasvervanger vir jou en vir my gelei. En as jy jou geloof en jou vertroue in hom sit, kry jy sy medalje, as ek dit so kan stel. Want hy is jou plaasvervanger. Hy het die game gespeel, perfek, vlekloos.
En wat doen hierdie ou wat nou hier gestaan? Hy het die lam geslag. Dis vir my kosbaar. As jy vorentoe lees, die son daar moes hierdie lam se keel afsny. Dis ek en jy wat gemaak het dat hy gesterf het aan die kruis. As gevolg van wie ons was, is hy kruis toe. Maar nou gaan daai lam vuur toe en ek stap weg. Die vlekloosheid van die lam, dis hoekom ek my hand op die lam moes sit, want die vlekloosheid van die lam kom op my en my ongeregtigheid gaan op die lam. Daarom moet hy doodgemaak word, vuur toe gaan, gebrand word, dat die woede van God op hom uitgewoed kan word. Maar dit wat hy was, is nou wie ek is, en ek stap weg. En wat die lam is ek. As jou geloof in Jesus sit, 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy het hom wat geen sonde geken het nie. Sonde vir ons gemaak. Hy het hom wat geen sonde geken het nie. Daai lam, daai plaasvervanger wat geen sonde geken het nie, geen sonde gedoen het nie, hy het nie geweet wat dit is om sonde te doen en te ken nie. Hy het wat ek en jy was op hom gesit. Maar is ja. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ek en jy kan word die geregtigheid van God. Geliefde, jy het nie sommer net enige geregtigheid gekry nie. Jy het God se gekry. Hierdie lam het vir jou God se geregtigheid gegee. Maar jy moet in hom bly. Kyk hoe eindig hy sin, in Christus. As ek in Christus is, en ek het hom aangetrek, hier is ek die geregtigheid van God. Wat is die geregtigheid van God? Ek is wat God is. En daai gaan jy uit die meeste kerk uitgeskop kry. Maar bring vir my 'n verduideliking van geregtigheid wat enigiets anders beteken. Ek is so regverdig soos God. Sê ek wil so sê nie. Ek probeer jou help om te sien wat staan in die woord. Maar dis omdat ek in die lam is. En hy my plaasvervanger is. As ek uit hom uittreë, then I'm on my own. Hier is ek 'n 0 met die ringetjie wat ook nog uitgevee is. Dis in Christus. Het ek God se geregtigheid. En dis hoekom hy in my kan wees. Want hy het my so vlekloos gemaak. Hy kan in my wees. Hy kan deur my vloei. Want ek het die Vader se geregtigheid. Wees ek het meer tyd gehad om dit vir jou mooi te verduidelik. Blaai vir my saam na Kolossense 1. Is net so 'n bietjie aan. Ons was nou ook daar. Ons gaan nou 'n bietjie na 'n ander vers kyk. Ek wil net vir jou wys dat hierdie ek pluk nie random verse uit die Bybel uit en probeer 'n doktrin skep hier nie. Hier goed is die hele Bybel vol. Ek kan jou regtig sonder grappies kan ons hier bly tot 3 uur vanmiddag toe. Wat ek vir jou kan wys,
dis oor en oor en oor. Ek wil jou net prik, dat jy in die woord gaan vir die Vader vra, Heilige Gees, kom wys my, help my om in hierdie spieël te sien, wie is ek? Hy sê in Kolossense 1 vers 21, ook julle wat vroeër vervreemd was, en vyandig gesind deur die bose werke, dis ek was daai ou wat teen jou pa jou gewaarsku het, moenie met daai ou trou nie. Ek was hy. Julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, maar let op die tydvlak van hierdie wat hy sê, julle was. Het hy nou versoen? Wie die versoeningswerk gedoen? Jesus. Wie se werk is dit om dit te onderhou? As hy dit begin het, sal hy dit onderhou. Vers 22 is vir my so mooi. In die liggaam van sy vlees deur die dood. Ek gaan net weer teruggaan na vers 21 wat hy sê, het hy nou versoen, hy het ons nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood. Die versoening is in sy liggaam gedoen. Versoening, eenheid met hom. Die maklikste wat ek vir jou kan, eenheid met hom. Hy het dit gedoen in sy liggaam, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Hoor jy die jy in hierdie sin? Wat is jou verantwoordelikheid? Daar is nog nie jou verantwoordelikheid nie. Hier is nog alles net wat hy gedoen het. Deur sy liggaam het hy ons versoen, het hy jou heilig gemaak, het hy jou onberispelik gemaak, het hy. Volgende vers, hier is jou verantwoordelikheid, want ons wil tog so graag weet, geef my die 3 stappe, wat moet ek doen? Wat is die volgende vers? En sê jy net aanhou glo. Die evangelie klink net te goed om waar te wees. Hy het jou heilig gemaak, hy het jou vlekloos gemaak, hy het jou gemaak dit wat die lam was. Al wat ek sê, ja Here, dit is so Here. Dankie vir die spieël Here, ek vat dit Here. Ek gaan klaarmaak met Lukas 4, as jy kan bietjie so terugblaai na Lukas 4 toe. Ek wil net vir jou wys 'n paar goedjies waaraan jy kan vashou, wat beteken dit dat Christus in my is. Dis baie meer as ek is nou die tempel van die Heilige Gees. En ek vat dit nie weg nie, ek verkleineer nie die feit dat ek die tempel van die Heilige Gees is nie. Dis waar. Maar ek wil jou iets wys wat beteken dit vir jou in die praktyk, môre, wanneer jy by die werk is, wanneer jy tussen mense is, wanneer die seer weer wil terugkom, wanneer die pyn weer wil terugkom, wanneer jy vergeet het wat is my naam, en ek sou okay daarmee, hoor my mooi, maar ek wil hê jy moet onthou wat staan in die woord. In Lukas 4 kry ons vir Jesus, ouder gewoonte sê die woord, hy tempel toe gekom. Kom ons begin in vers 17, laat die woord self verduidelik. Hy sê, okay, hy is nou in die tempel, so kry net daai prentjie, en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar daar geskrywe is. Vers 18, die Gees van die Here is op my. Onthou nou,
Ons probeer kyk wat is binne in ons. Jesus sê, die Gees van die Here is op my, maar waar's Jesus in my? Die volheid van die Godheid is in my. Hy sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Weet jy wat beteken Christus? Gesalfde. Christus in jou, die gesalfde, met die Gees van die Here op hom, is in jou. Julle kyk my aan asof ek vreeslik vreemd praat, ekskuus. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Nou hierdie kan armoede finansiëel beteken. As jy gebrek in jou finansies het, vat hierdie. Christus in my is my voorsiening. Hy is my oorvloed. Hy kan my bankrekening verander. I don't know how. Dis nie vir jou om uit te figure hoe nie. Dis vir jou om te glo. Maar ek wil dit verder vat. Arm beteken vir my gebrek. Christus in my het gekom om vir my die evangelie te bring. As ek gebrek het, is hierdie die einde. Ek hoef nie in gebrek te leef nie. Ek hoef nie in gebrek van genesing te leef nie, van gesondheid nie. Ek hoef nie in gebrek van finansies te leef nie. Ek hoef nie in 'n gebrekkige huwelik te leef nie. Ek hoef nie in 'n enige gebrek. Christus in jou is die krag om daai gebrek te herstel. Kan en wil jy dit glo? Jy's heilig genoeg. Jy's perfek genoeg. Jy's goed genoeg. Hy is lief genoeg vir jou. Ons het dit vasgestel as gevolg van die lam. Kom herstel hy jou gebrek. Kom ons gaan aan. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is, te genees. Kry jou hart swaar vanoggend. Jy stak in. Het jy stryd in jou hart? Christus in jou. Is die herstel. Christus in jou. Geliefde, dis nie, jy moet nie om afbid. O, Here, kom net af. Is die Christus in jou. Hy wil jou hart herstel. Volkome. Hy gaan aan vers 19. Om aan gevangenes vrylating te verkondig. Ek wil net dit sê. Daar's niemand wat so vasgevang is as iemand wat in 'n tronksel sit en hulle die deur al oopgemaak en gesê jy kan gaan, maar daai ou bly daar sit. Daai ou is regtig vasgevang. As jy vanoggend hier sit met een of ander enige verslawing, vir 'n wedergebore Christen, en hoor, ek bring dit in liefde vir jou oor, want ek wil vir jou vrylating verkondig, vir 'n wedergebore Christen om vasgevang te wees in 'n verslawing, is om in 'n tronksel te sit, die deur is oopgemaak, jy het jou brief in jou hand, jy's vry, maar jy sit nog daar, en jy gaan eet nog saam met hulle, en jy doen nog alles saam met hulle, want ek
voel nie waardig genoeg om hier uit te stap nie. Hy het vir jou vrylating gebring. Jy kan vanoggend vir daai kankerstokkie sê, is klaar. Jy kan vanoggend vir daai bottel gaan sê, jy kan vir die pornografie gaan sê, ek is klaar met jou, want ek is heilig. Ek is God, sy regverdigheid is in my. Ek is vlekloos, want Christus in my het my kom vrymaak. Om aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Geliefde van Jesus, ek dink nie daar kan 'n aangenamer jaar wees as 'n jaar waarin Christus in jou is. En hy praat nie van 365 dae hier nie. Hy praat van 'n seisoen. Hierdie seisoen van die nuwe verbond, Christus in my. Dis my hoop. My hoop is nie in daai skurk wat vir my werk gee nie. En ek vertrou die Here gaan vandag begin om jou gedagtes te verander, dat jy hom nie meer sien as 'n skurk nie, maar dat jy hom begin lief hê. As gevolg van die Christus in jou. Maar die Christus in jou, die aangename jaar van wat hy vir jou kom doen het, hierdie seisoen van die nuwe verbond, Here, is nie meer ek alleen nie. Hy staan nie op die kantlyn soos 'n skeieregter in Tiek. Okay, nee wat, rooi kaart, nee wat. Jy's uit die span uit. Nee, hy's in jou, hy speel hierdie game saam met jou. Jy dink jy lê onder op die loskram, hy lê nog onder jou. Dit beteken is nou klaar. Ek gaan nou bid. Maar hy het hierdie aangename seisoen kom afkondig. Hier is 'n verbond wat jy nie eers, jy kan die limits van hom nie eers indink nie. Ek is in jou. Ek het jou kom vrymaak, ek het jou kom losmaak, ek het jou kom herstel. Alles wat jy nodig het, is in jou. Die volheid van die Godheid is in jou. Jy kort niks. En ek dink as ek weer geleentheid kry om met julle te deel, wil ek met jou gaan deel oor Romeine 12 vers 2. Nou moet ons begin anders dink. Ons kort niks. Ons het alles. Ons het die volheid van die Godheid in ons. Dis ons hoop dat God sal sy heerlikheid, sy goedheid in ons lewe in hierdie dag manifesteer waar ek dit nodig het. Dis my hoop. So kort niks. Ek moet dalk net begin anders dink hieroor. Dankie Here. Sal jy omgee om saam met te staan en dan bid ons net saam. Here Jesus, ek bid dat u woord vandag sal vat en dit aan mense se harte sal roer. Waar ek tekort gekom het, Here, dat u woord en u volheid die waarheid in mense sal openbaar. Sodat ons in hierdie eenheid wat u vir ons voorbetaal het, so duur prys betaal het. Dat ons in hierdie eenheid van u wat in ons is, dat ons vanuit hierdie eenheid kan leef.
Dat ons nie net vir onsself kan hoop bring en nie net vir onsself die heerlikheid, die goedheid van God kan ervaar vir ons in ons lewe nie en waar ons beweeg nie. Here, maar dat ons hoop kan bring vir 'n verlore gaande wêreld, vir stikkende mense daar buite. Hulle het ook hierdie hoop nodig. Maar dit help nie, ek is hopeloos nie. Dankie vir u krag. Dankie dat u woord lewendig is en kragtig is en dat u woord in hierdie week dinge doen ver bo kan dit wat ons kan dink of bid of vra. Nie omdat ek goed is nie, maar omdat my lam goed is. Omdat my lam perfek is. Omdat my lam vlekloos is. Omdat my lam regverdig is. Ek kom vandag, Here, en ek present my lam aan u. Christus in my. En dit gee my hoop. Dit gee my hoop. Dat ek u goedheid sal smaak in hierdie lewe. Dankie Here Jesus, u is goed vir ons. Seën elkeen wat hier staan. Mag hulle u goedheid ervaar. Mag hulle u guns ervaar. Mag hulle u liefde ervaar. Mag hulle u vrede ervaar. Mag hulle u krag ervaar. Herinner hulle, Here, u is in hulle, oral, elke oomblik, 24/7. En dis hulle hoop. In Jesus naam. Amen. Amen. Sjoe.